Vriende, kom ons sit net so, dan gaan ons saam bid. Ek vra dat u harte sal stilmaak voor die Here. En as daar 'n besondere gebedsversoek is, kan u dit na die Here rig. Die Bybel sê vir ons, hy ken ons gedagtes van ver, nog voor ons 'n woord spreek, weet hy daarvan. So kom ons bid saam, en dan sal ek ons as gemeente ook begelei in die gebed. Ons wonderlike Hemelse Vader, ons dank en ons eer u vir die voorreg om vanmôre saam te kan wees. En dat ons vanmôre die voorreg kan hê om u ons Vader te mag noem. U die skepper van die hemel en die aarde. Vader, baie dankie vir Jesus Christus, ons heiland en Here. Ek dink so aan daardie pragtige haleluja, die 444 wat sê, wat 'n vriend het ons in Jesus. Hy wat in ons plek wil staan, wat 'n voorreg om gedurig tot God stroon deur hom te gaan. En ag dierbare Here, ons eer u dat ons vanmôre ook swaar kan steun op die krag van die Heilige Gees wat vir ons help om te bid, vir ons leer wat om te bid en ook ons versigtinge voor die Vader uitstort. Baie dankie dat ons vanmôre as gemeente kan saam wees. Dankie vir elkeen wat ingeskakel is, wat luister na hierdie erediens. Ek bid dat u deur u Gees in ons harte sal werk om te wil, sowel as om te werk na u welbehae. Ag Here, dat ons hierdie erediens sal sien as 'n duur gekoopte voorreg, wat u voor die grondlegging van die wêreld beskikkend bepaal het, wat sou plaasvind, en dat ons vanmôre ook deel kan wees daarvan. Dankie dat u 'n besondere belang het by u kerk en by u gemeentes. En baie dankie dat ons vanmôre kan vra dat u Vader deur die prediking Jesus Christus sal verhoog en mense na hom sal trek. Baie dankie vir elkeen se gewilligheid om ten spyte van die swaar reën en die ongure weer, Here, die tyd uit te koop om hier te wees. Baie dankie dat u hulle veilig op die baie bewaar het en dat ons vanmôre hier kan wees en kan vra dat u nou ons harte, Here, sal voorberei dat die saad van die woord daarop kan val om vrug te dra 30, 60, ja 100voudig tot u eer. Dankie Here vir elkeen wat in hierdie week ingespring het en wat gewillig was om te help om die uitsending moontlik te maak en vir ons te help met die musiek en al die dingetjies wat in plek moet val. Baie dankie daarvoor. Ons eer u as die gewer van alle goeie gawes, as die een wat in harte werk, en ons eer u ook vir elkeen se gewilligheid, en vra ons nou, dat u rustigheid sal bring in ons harte, dat u 'n kalmte sal bring, sodat ons kan hoor wat die Gees aan die gemeente wil sê. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, word vir u geskenk van God ons hemelse Vader, en ook van ons dierbare Here Jesus Christus, en word kragtig vermenigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Een van my gunsteling liedere is hierdie pragtige stille nag, heilige nag, Jesus kind, lang verwag, lig uit die Vader se ryk, word uit liefde aan mense gelyk, loof die hemelse kind, loof die hemelse kind. Daar is 3 verse, ons gaan staan, dat sing ons hierdie pragtige gesang, 96. Stille nag, heilige nag, Lord,
Vriende, baie dankie ook vir daardie hartlike samesang. Nou, ons gaan vanmôre aangaan met ons reeks boodskappe vanuit die boek Genesis. Nou, ons het al 'n hele tydjie gelede terug begin met ons reeks uit die boek Genesis en dan Psalms. Ons wissel dit so af. En dan tussentyd is daar nog boodskappe wat ons vir u bring wat relevant is vir ons dag en tyd. En die gebed van my hart is dat die Here elke boodskap sal gebruik om ons harte dan terug na hom, sodat ons hom kan dien in gees en in waarheid. Nou, vir my is tye van verdrukking eintlik tye wat my opgewonde maak. Dis nie tye wat my neerslagtig of moedeloos maak nie. Inteendeel, as ek die Bybel bestudeer, dan sien ek elke liewe kind van God gaan deur stryd, deur beproewinge, deur verdrukkinge. Dit sluit in die gemeentes van Christus deur die eeue. Dit sluit in predikante, dit sluit in lidmate, dit sluit my in. En daarom is ek so opgewonde wanneer ek kyk na die lewe van Abraham. 'n Man wat geweldig baie wind van voor gekry het. Maar hy was standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here. Nie sondeloos nie. Let wel, ons gaan vanmôre daaroor praat. Ons gaan kyk na sy lewe. Maar die groot ding wat vir my uitgestaan het, is dat Abraham getrou aan die Here gebly het. Soms kan ons begin kerm en kla wanneer dinge vir ons moeilik raak. Wanneer dinge so 'n bietjie onstuimig raak in ons lewe, in ons huis, in ons kerk, in ons gemeente. Maar dis juist die tye waar die Here ons karakter toets. A faith that cannot be tested, cannot be trusted. Onthou dis wat ek vir u geleer het. As ons geloof nie op die proef gestel kan word nie, wat beteken ons geloof? Ons kan nie goeie weers Christene wees nie. Ons moet ook leer om in tye van verdrukking die Here te verheerlik. En so ook in die lewe van Abraham. Abraham het by tye geval en gestruikel en ons dank die Here, hy het vir ons in die Bybel opgeteken. Dink net aan as al Abraham se goeie dinge in die Bybel opgeteken was. Dan sou u en ek vanmôre moedeloos gewees het. Dan sou ons van mekaar vanmôre gesê het, maar wat is die sin om die Here te dien? Maar die Here het alles in die woord opgeteken en wat wonderlik vir my is dat ons kan kyk na sy lewe vanmôre. Met die laaste boodskap het gegaan oor Sarai en die groot uittog daarna. Dit was nou nie die tema nie, maar dit het gebeur, maar die boodskap van Sara was gewees, sy het gegroei in haar geloof. En ek het daarin gedink, groei ons in ons geloof. En dis iets wat ons nie regtig altyd kan meet nie. Maar daar is sekere dinge wat ons in ons patroon kan kyk, is ons getrou aan die lees van die woord, en die toepassing van God se woord, in tye van gebed, en ek weet, ons word besig gehou met 1001 dinge. Die vraag is, groei ons in ons geloof? Is daar 'n kans om 'n getuie te wees? En gebruik ons elke geleentheid wat die Here ons gee? En sy word in die Nuwe Testament as voorbeeld voorgehou van 'n goeie en deegsame vrou. Nou, ek moet sê, hierdie punt was nogal 'n sensitiewe punt gewees, en ja, dit is hartseer dat 'n mens die tyd wat ons onsself in bevind, dat mense dink dat hierdie eintlik 'n vernedering is vir 'n vrou, om haarself aan haar man te onderwerp. Maar ons het vir u verduidelik waaroor dit gaan, en binne die konteks van die woord is dit 'n voorreg vir elke vrou om haar rol te vervul, en dat Sara hier as 'n voorbeeld in 1 Petrus 3 voorgehou word, as 'n goeie en 'n deegsame vrou. En Sara se voorbeeld het 'n blywende indruk op haar seun gelaat. En die vraag wat ek vir u vra, of gevra het by daardie geleentheid, is, watter voorbeeld laat u vir u kind na? En ek moet vir u sê, ek was geskok om te sien wat baie mense se reaksies was oor hierdie bepaalde saak. Kinders kan sondig en aangaan, ouers sien dit oor. En dis die probleem wat ons sit in ons tyd. Daar is nie meer hierdie voorbeeld wat nagelaat word om te sê, ek in my huis gaan die Here dien, en ek gaan in my huis reg en geregtigheid laat geskied nie. Wonderlik om te sien dat die Here vir ons nog steeds die voorbeeld in die woord gee, en dat ons hierdie voorbeeld moet navolg. En hierdie vrou het so indruk op haar kind gelaat, dat hierdie kind van haar die Here gedien het, in gees en in waarheid. Isak se voorbeeld, ons sal 'n bietjie later daarna kyk, wat uitgestaan het, hierdie wonderlike man, wat ook die Here lief gehad het, en weer vir u gesê, niemand was sondeloos volmaak nie. Ons gaan vanmôre ook kyk na Abraham se lewe. Genesis 25 vers 1 tot 10. Kom ons lees saam wat daar staan. En Abraham het weer 'n vrou geneem met die naam van Ketura. En sy het vir hom Simram en Joksan en Medan en Midian en Jisbak en Siag gebaar. Vers 5 sê, en Abraham het aan Isak alles gegee wat hy besit het, maar aan die seuns van die byvroue van Abraham het Abraham geskenke gegee, en hulle, nog by sy lewe, van sy seun Isak af oos laat wegtrek
na die Oosland. En dit is die dae van die lewensjare van Abraham wat hy geleef het, 175 jaar. Abraham het die asem uitgeblaas en in 'n goeie ouderdom gesterwe, oud en afgeleef. En hy is by sy volksgenote versamel. En sy seuns Isak en Ismael het hom begrawe in die spilonk van Magpela, in die stuk grond van Efron, die seun van Suar, die Hetiet, wat oos van Mamre lê. Die stuk grond wat Abraham van die seuns van Het gekoop het, daar is Abraham begrawe en sy vrou Sarah. Nou vriende, ons gaan net tot so ver saamlees uit God se wonderlike woord. Die teks van oordenking vanmôre is vers 7 en 8, as ek glo jy afgelei het. En dit is die dae van die lewensjare van Abraham wat hy geleef het, 175 jaar. Abraham het die asem uitgeblaas en in 'n goeie ouderdom gesterwe. Die tema van vanmôre se boodskap, baie eenvoudig, voor die hand liggend, die gedagte van Abraham is dood, maar sy getuienis leef voort. Abraham is dood, maar sy getuienis leef voort. Nou vriende, as ons kyk na die lewe van Abraham, en dis my altyd wonderlik om 'n karakterstudie te doen, om te kyk na iemand se lewe en hoe hy of hoe sy geleef het. En toe ek na Abraham se lewe gekyk het, het ek besef hy was 'n man soos u en ek. As jy nou 'n man vanmôre is, hy's 'n mens soos u en ek gewees. Hy was iemand wat elke dag opgestaan het soos ons. Hy het na nagse rus wakker geword. Daar was sekere dinge wat hulle gedoen het soos ons doen. Was die gesig, word wakker, maak 'n koppie koffie, gaan na jou studeerkamer toe, lees Bybel. Abraham het nou nie 'n studeerkamer gehad nie, maar 'n mens soos u en ek, deur daaglikse roetines gegaan, soos u en ek dan ook elke dag gaan. Abraham het 'n lewe geleef wat die Here ook uit genade vir hom kom skenk het, deur hom uit Ur van die Galdeërs te roep, sodat hy dan ook hierdie kind van die Here kan wees, waaruit die volk Israel gebore sou word. Nou in Abraham se lewe, vriende, is daar vir my soveel ligpunte, want in sy lewe sien ek nie net goeie dinge wat hy gedoen het nie. Ek sien ook dinge wat hy verkeerd gedoen het, en hoe God in sy groot genade dit vir ons in die Bybel opgeteken het, sodat ons daaruit kan leer en tydige waarskuwings kan ontvang. Ons leer dat Abraham reg gedoen het, maar ons leer ook uit sy foute wat hy gemaak het. Vir my 3 seuns het ek op gereelde basis gesê, seuns, luister, ek is nie 'n volmaakte pa, my vrou is nie 'n volmaakte ma nie. En julle is nie volmaakte kinders nie. So ek vra vir julle, leer uit dit wat ons reg doen, en leer kosbare lesse uit dit wat ons verkeerd doen. Dit wat ons reg doen, volg in ons voetstappe. Dit wat ons verkeerd doen, gaan maak jy dit reg. Want in jou opvoeding van jou kinders gaan jy weer 'n stel foute maak. En so leer ons afhanklikheid van die Here, en Abraham het presies dieselfde lewe geleef. Abraham, hierdie vriend van God, soos ons later sal sien, die Here het hom sy vriend genoem, die Here het saam met Abraham gewandel, die Here roep Abraham op, en hy sê, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. Was 'n man wat gereeld by die altaar gebuig het, 'n man van gebed, 'n man van geloof, 'n man van vertroue, en tog ook 'n man wat by tye voete van klei gehad het. 'n man wat by tye leuns vertel het en in sy selfsug sy vrou blootgestel het aan baie gevare. Hy het die sonde begaan met sy byvroue, en ook hierdie hartseer verhaal van die geboorte van Ismael, en ook die ellende en die hartseer wat hy dan veroorsaak het in sy huis en onder sy mense. U sien, die Bybel is vir ons 'n wonderlike boek van waarheid, waar ons kan sien dat die Here nie net vir ons die verkeerd, of verskoon die reg opgeteken het van wat sy heiliges gedoen het nie, maar ook die verkeerd. En ek het hier op my notas geskryf, ek wonder as jou en my lewe in die Bybel opgeteken moes word, en elke detail van ons lewe opgeteken moes word, wat sou mense vanmôre van my en jou lewe gelees het? Baie keer sit ons as regters op die bank en ons kyk na Abraham en ons sê, yes, jou liegbek, kan jy glo dat jy so lieg en so maklik en jou vrou in hierdie geweldige moeilike situasie plaas, en kan jy glo dat jy geluister het aan jou vrou om by haar slavin in te gaan en al hierdie dinge? Maar vriende, as my en jou lewe op die blaaie van die Bybel geopenbaar moes word, wat sou ander mense van my en jou lees en hoor vanmôre wat hulle nie weet nie? En dis die boodskap waarmee ek wil begin. Dat ons nie as regter sal sit om Abraham vanmôre te beoordeel nie, maar dat ons God sal bedank en hom sal eer en hom sal aanbid.
dat hy juis Abraham se goeie en slegte kom openbaar, sodat ons daaruit waarskuwings kan ontvang, lesse kan leer en ons lewens kan inrig om God welbehaaglik te wees. Nou is daar reeds by Abraham se negatiewe dinge stilgestaan, die leuns, die feit dat hy na Sarai geluister het en haar slavin geneem het vir hom as vrou en by haar kind dan verwek het, ons daar reeds daaroor gepraat en vanmôre gaan ek kyk na 3 kosbare lesse wat ons uit die lewe van Abraham kan leer, wat van toepassing is op ons in die Nuwe Testamentiese kerk, ook op hierdie bepaalde dag in die jaar 2025. En ek vra dat u saam met my deur hierdie baie besondere tema sal werk. Abraham is dood, maar sy getuienis leef voort. En vanmôre gaan ons nie Abraham verhoog nie. Ons gaan met u praat oor die God van Abraham. Die een wie Abraham sy Here genoem het. En ons gaan vanmôre 'n bietjie na 3 gedagtes kyk. Die eerste gedagte waarmee ek wil wegval is, as sy getuienis spreek tot vandag toe baie duidelik, dat jy net deur die geloof geregverdig kan word by God. Nou baie mense verkeer onder hierdie, ek wil amper sê illusie, dat Abraham en baie van die Ou Testamentiese gelowiges op 'n ander manier geregverdig is as deur die geloof. Hoor wat sê die Bybel self. Die Bybel sê in Genesis 15 vers 1, na hierdie dinge het die woord van die Here tot Abraham gekom en 'n gesig en gesê, vrees nie Abraham, ek is vir jou skuld en jou loon is baie groot. En hy het in die Here, ons het laasweek gepraat oor die H-E-R-E, Jehovah die verbondsgod, en hy het in die Here geglo, hoor nou, en hy, hierdie Here, het vir Abraham dit tot geregtigheid gereken. So met ander woorde, hoe is Abraham geregverdig? Deur die geloof, nie die onderhouding van die wet nie, nie deur die besnydenis nie, nie deur al hierdie rituele nie. Abraham is geregverdig deur die geloof. Nou baie interessant, vanmôre na 'n boodskap wat ek geluister het van Dr. John MacArthur, wat gaan oor die ewige verbond wat God met ons opteken en wat hy met ons sluit, is dat daar in 'n onlangse studie in Amerika, so 'n bietjie proefneming wat gedoen is onder protestante. Dis nou u en ek, mense wat glo aan die Bybelse beginsels, die 5 solas, wat glo aan hierdie uit genade gered deur geloof op grond van die bloed van Christus. 52% van hierdie mense het gesê dat jy nie alleen deur geloof gered word nie, maar deur werke ook. En ek wil vir u sê, daar is nog baie sulke mense in die kerk vandag wat sê, luister, ek het 'n oorgawe op 'n stadium aan die Here gemaak, maar ek beter presteer as ek die hemel wil sien. En dis die probleem wat ons in die deursnee kerk het, baie mense wat hulle geloof baseer op hulle oorgawe wat hulle gemaak het. Dit gaan nie oor die feit dat God in sy ewige genade met my hierdie verbond kom sluit het, en dat hy my uit genade kom red het, en my sy kind gemaak het, en ook die belofte gee daarmee saam, dat die goeie werk wat hy begin het, hy dan ook sal voleindig. Jy sien, Abraham is deur die geloof geregverdig, nie deur die werke van die wet nie, nie deur die besnydenis nie. Ons kan sê in vandag se terme, nie deur die doop nie, nie deur katekisasie nie, nie deur kerklidmaatskap nie, alleen deur geloof in die Here Jesus Christus self. Paulus skryf in Romeine oor hierdie man Abraham en hy sê, wat sal ons dan sê? Het Abraham ons vader na die vlees verkry? Het hy iets gedoen om saligheid te verkry? Want as Abraham uit die werke geregverdig is, het hy iets om op te roem, maar nie teenoor God nie. Want wat sê die skrif? Abraham het in God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken. Maar aan hom wat werk, word die loon nie na guns toegereken nie, maar na verdienste. Aan hom egter wat nie werk nie, maar glo in hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken. Wonderlik om te sien hoe die apostel Paulus die man Abraham as voorbeeld gebruik van dat ons geregverdig word deur die geloof. Nou sê gou vir my vriende, en dit is 'n vraag wat baie mense mee worstel, en u kan vir my antwoord, is geloof 'n werk of 'n geskenk? OK, geloof is 'n geskenk wat God gee. En luister, dis 'n geskenk wat God vir ons gee, en wat hy alreeds beloof het nog voor die grondlegging van die wêreld. Hierdie geloof skenk God aan sy uitverkorenes,
om hierdie wonder te sien van Christus aan die kruis op Golgotha. Hy wek in ons harte die berou, hy open ons oë om hierdie saligmaker te sien, hy werk in ons hart die begeerte om uit te roep, wees my sondaar genadig. Daarom sê die Bybel vir ons baie duidelik, in Efesiërs 2 vers 8 en 9, uit genade is julle gered, deur die geloof. En dit nie uit julle self nie. Dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Het jy al gedink daaraan, as Abraham, as een ek deur werke geregverdig kon word, deur prestasie, deur verdienste. Het jy al gedink hoe arrogant sou ons wees? Hoe verwaand sou ons wees? Hoe sou ons op ons eie, ek wil amper sê, op ons eie vermoëns gesteun het, om eendag in die hemel te kom? En ek dink as dit so was, sou ons vrou Petrus eendag gesê het, en almal sê maar as jy by die poort kom, gaan Petrus daar staan en vir jou vra, ek dink ons het vir hom gesê, staan bietjie op sy. Almal verwag my seker in die hemel. Luister, u kan miskien dink dit is vergesocht om so iets te sê. Daar is soveel mense op aarde wat vandag reken, hulle verdien die hemel. Hulle is nie eintlik te sleg nie. Hulle is eintlik goeie mense in die rent. En Abraham moes besef het, en God het hierdie genade, hierdie geloof in sy hart gewerk om ook hierdie saligmaker Jesus Christus die vooruitsig na die koms van die Messias te sien en ook uit genade die verlossing te ontvang het. Vers 10 sê, want ons is sy maaksels, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. So ons word gered uit genade, deur geloof, wat volg? Goeie werke. As daar nie goeie werke volg nie, dan is die redding nie eg nie. Stem nie saam? Dis wat die Bybel sê. Daarom vind ons vandag geweldig baie Christene wat sê, ons gaan hemel toe, maar daar is geen begeerte op die aarde na die Here nie. Daarom is het belangrik om te sien wat die Bybel vir ons sê in Handelinge 16 vers 31. Die apostel Petrus sê, glo in die Here Jesus Christus, of Paulus verskoon, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Nou wat is geloof in Christus? Geloof in Christus is eenvoudig, waar ek besef ek kan myself nie red nie. God het vir my 'n plaasvervanger gestuur, sy eie seun, om in my plek aan die kruis op Golgotha die straf te dra vir my sonde. En deur die geloof word ek van my sonde vrygespreek. Ontvang ek die kleed van Christus se geregtigheid en word ek voor God regverdig verklaar. En dit alles was bepaal voor die grondlegging van die wêreld. En dit is wat die Bybel vir ons baie duidelik sê, dat die Here ook hierdie man Abraham geregverdig het deur die geloof. U en ek word op dieselfde manier geregverdig deur die geloof. En daarom kan ons ook hierdie kosbare lewensles saam met ons neem. Dat elkeen wat gered is, moet seker wees dat hy of sy geregverdig is deur die geloof. En dit word hulle tot geregtigheid gereken. Die tweede gedagte uit Abraham se lewe, wat ek gesien het as kind van die Here, was hy 'n getuie vir die heidene. En u kan miskien vir my sê, stop, jy het nou die dag vir ons vertel hoe hy gejok het. En hy het gejok. Jy het vir ons vertel hoe hy by sy slavin, of Sarai se slavin, 'n kind verwek het. En hy het. En vanmôre probeer ek nie vir u sê dat ons Abraham se sonde kan regverdig nie. Luister, God laat baie keer toe. Hy initieer nooit sonde nie. Hy kan nie self deur sonde versoek word en hy versoek ons nie om te sondig nie. Maar soms laat die Here dit toe vir 'n bepaalde rede. Dink u dat die Here Abraham kon keer om met Hagar gemeenskap te gehad het en 'n kind te verwek het? Dink u die Here kon Abraham gestop het om te lieg vir Abimelech? Ja, God kon dit stop. Maar luister, as kind van die Here het ons ook 'n verantwoordelikheid. Wanneer hierdie kans oor my pad kom om te sondig, dat ek kan sê, nee, ek staan in die krag van die Here. Die Here sê vir ons, baie duidelik, ons word verlok en verlei deur ons vreeslike begeertes, daarom sondig ons. In Abraham se geval was presies dieselfde. Maar as 'n mens oor die breë spektrum van Abraham se lewe kyk, dan lees ons die volgende. Genesis 23 vers 3, daarna het Abraham opgestaan van sy dode af weg, en met die seuns van Het gespreek en gesê,
Dit is nou nadat Sarah hier dood is, Abraham wil haar begrawe. Nou praat hy met die kinders van Het, hierdie heidene. En hy sê vir hulle, ek is 'n vreemdeling en 'n bywoner onder julle. Gee my graf as besitting by julle, dat ek my dode van my af weg kan begrawe. Hoor nou. Toe antwoord die seuns van Het vir Abraham en sê vir hom, luister na ons, my Heer, u is 'n vors van God onder ons. Wat 'n mooi getuienis van Abraham. Maar Abraham het dan A, B en C verkeerd gedoen. Ja, en jy en ek. Dit help nie ons kyk na Abraham en ons sien al die verkeerd en almal kyk na Dawid en hulle sien sy sonde en hulle kyk na hierdie Bybelse figure en sien hoe Petrus Jesus verloon het en ons verlustig ons amper daarin om onsself te regverdig in ons sondes. Nee. Die hele gedagte is vir ons opgeteken sodat ons kan sien. Toe die kinders van Het na Abraham kyk, toe sien hulle sy lewe is anders. Daar was die altaar, daar was aanbidding, daar was hierdie wandel met God, daar die vrees vir God. Daar die lewe totaal anders as die deursnee wêreldling van sy tyd. Dis wonderlik vir my om te sien dat die Here ook vir ons in die Nuwe Testament oproep, daar in 1 Tessalonisense 4 vers 9 tot 12. Paulus skryf, hy sê oor die broederliefde, het julle nie nodig dat ons julle skrywe nie, want julle self deur God geleer om mekaar lief te hê. En julle doen dit ook aan al die broeders in die hele Macedonië. Maar ons vermaan julle broeders om oorvloediger te wees. En julle eer daarin stel om rustig te lewe, julle eie sake te behartig, dit sal seker kom as ek op pensioen is, rustig te lewe en my eie sake te behartig. As ou deel is van 'n gemeente, is jy deel van 'n groter gesin en jy moet ander sake behartig, maar die beginsel is om 'n eenvoudige lewe te leef, met jou eie hande te werk, sodat julle welvoeglik kan wandel teenoor die wat buite is en aan niks behoefte mag hê nie. So hoe moet ons die teks lees? Eenvoudig sê die Paulus vir die gemeente in Thessalonika, luister, kyk om julle, sien hoe leef hierdie ander mense, leef anderste. Hoekom wil ons as kinders van die Here so graag inwees by die wêreld? Ons wil saam met hulle lag, ons wil saam met hulle kuier, ons wil graag hulle met ons aanvaar. Die Bybel is baie duidelik daaroor, dat ons absoluut welvoeglik moet wandel. Daar moet 'n totale verandering wees in ons lewe en hoe ons voor die Here dan elke dag wandel. Voor ons medemens wandel, voor ons familielede wandel. Kolossense 4 vers 5 sê, wandel in wysheid teenoor die wat buite is en koop die tyd uit. Laat julle woord altyd aangenaam wees met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord. Hierdie gedagte van wandel in wysheid. Ek het so 'n bietjie gaan navorsing doen oor die woord. En hierdie woord sê om nougeset te wandel. Om nie dwaase dinge te doen nie. Om nie sondige dinge te huisves nie. Soos die apostel Paulus vir die gemeente in Kolosse sê, dat hulle moet wandel voor die Here, dan sê hy eenvoudig vir hulle wandel met wysheid. Let op julle gedragspatrone. Let op julle lewenswandel, sodat julle vir die heidene, vir die ongereddes, 'n goeie getuienis kan wees. Petrus beaam hierdie woorde as hy sê in 1 Petrus 2 vers 11, geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge om julle te onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel. Petrus spreek hierdie gemeente aan as geliefdes. Is u en ek geliefdes in die Here? Ja, ons is geliefdes van die Here. Hy het ons gekoop, ons is sy eiendom. Ons is geliefdes van hom. Maar nou die vermaning. Ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge. Ons is maar in die tentwoning. Ons is vir 'n tyd op hierdie aarde. Wat moet ons doen in hierdie tyd? Ons moet ons onthou van vleeslike begeertes. Vers 12. En hou julle lewens wandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek, soos die kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeke. Ek het vir die laasweek vertel van my swaar wat nou op pensioen gegaan het Vrydag, by sy afskeidsfunksie, waar een na die ander die getuienis kon gee. En hy het dit dan nie self my vertel nie, my suster het my vertel. So hy het daar nou nie gespog in sy nederigheid nie, of in sy wandel nie, maar mooi om die getuienis te gehoor het, dat een na die ander opgestaan het by sy afskeidsfunksie om te sê, maar sy lewe was vir ons altyd 'n voorbeeld.
Hy het nie saam met ons gedoen en saam met ons gepraat en saam met ons gekuier nie. Ek sê onlangs vir my seun daar in Amerika, met die bepaalde uitdagings wat hy daar het, onthou, dis nie altyd so maklik in 'n ander land nie. Jy vat 'n ander man se werk. Jy's basies in 'n bepaalde land as 'n bywoner. Hulle sien jou nie as 'n burger van die land nie. En omdat hy sy werk baie voortreffelik gedoen het, sê my pa, ek kry redelik wind van voor. En al wat ek vir hom kon gesê het is, hou jou lewenswandel onder hierdie mense skoon. Om hierdie getuienis te wees en God ook daarin dan te verheerlik. Ek lees hier wat staan in 2 Korintiërs 2, vers 15 en 16. Daar staan, want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God, onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Vir die laaste 'n reuk van die dood tot die dood, maar vir die eerste 'n reuk van die lewe tot die lewe. En wie is tot hierdie dinge bekwaam? Die vraag wat gevra word is een ek bekwaam tot so lewe? Wat is die antwoord? Wie kan maar sê? In Christus. Ons is bekwaam in Christus tot so lewe, dat ons 'n aangename geur vir mense kan wees. En hierdie aangename geur is, vriende, om in nederigheid God te verheerlik, deur Christus wat ons gered het, om vir ander te vertel, maar dis nie wie ek was nie. Dis wie ek nou is. Ek was 'n sondaar. Ek was as Abraham, 'n afgodedienaar. Ek het die sonde en die ongeregtigheid in my lewe gedoen en gehuisves. Ek was 'n vyand van God. Maar dank God in Christus het ek redding gesmaak en kan ek ook 'n aangename geur wees vir die gereddes en vir die wat nie gered is nie. Die laaste gedagte wat ek vanmôre aan u wil voorhou, wat ek in die lewe van Abraham raak gesien het. Hy was getrou aan God tot aan die einde van sy lewe. Hy het nie goed begin en later uitgesak en swak geëindig nie. As ek so deur die boek Kronieke lees, het jy al deur die boek Kronieke gelees? Een na die ander koning begin geweldig goed, dan gaan ek met hom goed, die Here seën sy koninkryk en dan raak hy hoogmoedig en dan lees hy van sy dood. En dan lees jy van die volgende koning wat allerhande goed gedoen het, die hoogtes afgebreek het en sekere van die tempeloffers herstel het en die gebou self herstel het, en dan hoor ons later van die hoogmoed en dan lees ons dat hy gesterf het. Abraham is 'n man wat tot die einde toe van sy lewe getrou aan die Here was. En ons lees dit eenvoudig in hierdie hele gedeelte van Abraham se lewe. U sien, na 100 jaar wat Abraham met die Here gewandel het, lees ons daar in Genesis 25 vers 7. Al die dae wat hy geleef het was 175 jaar. En Abraham het die asem uitgeblaas en in 'n goeie ouderdom gesterwe, oud en afgeleef. En hy is by sy volksgenote versamel. Vir 175 jaar. Nou vra mense my, wat dit gewone jare soos ons sinne? Wat dink u? Ja. Onthou, daar het sekere veranderinge gekom na die sondeval. Voor die sondeval het jy tot amper 1000 jaar oud geword. Het jy al gedink as ons naby 1000 moet oud word? Ek gaan nie voorstaan in die ry om te stem vir daai een nie. Maar voor die sondeval was dit tot 960, 970 jaar. Na die sondeval sien ons hoe die ouderdomme begin afneem en die Bybel sê vir ons vandag 70 en as ons sterk is 80. Gisterand aan ons huisgodsdiens sê ek vir 'n Calvin, as die Here my spaar tot 70, het ek nog 14 jaar oor. Dink mooi, 14 jaar. Dan is ou by daai punt waar die Here sê 70, as jy sterk is 80, dan is dit verby. Dis nie te sê dat ek dit gaan bereik nie, of gaan by daardie ouderdom uitkom nie, maar die hele gedagte, gaan ons getrou wees. Gaan ons getrou wees aan die Here. Hoor wat sê 2 Kronieke 20 vers 7 oor Abraham se lewe. Het u onse God nie die inwoners van hierdie land voor u volk Israel uit verdrywe en dit vir altyd aan die nageslag van Abraham, u vriend, gegee nie? Ek dink nie ons besef die diepte van hierdie kort sinnetjie. Abraham, u vriend nie. Hier praat ons nou van die skepper van hemel en aarde, die een wat my en jou gedagtes ken, die een wat ons haar op ons hoof getel het, die een wat vir ons lewe gee, ons lewe in stand hou, die een wat hierdie wêreld bestuur, deur die krag van sy woord, die een wat in beheer is van engele en owerhede en magte, is die een wat vir Abraham sê, jy is my vriend, vriend van God. Wonderlik om hierdie groot waarheid te sien.
Jakobus 2 vers 23, die Nuwe Testament beaam dit. Jakobus, die halfbroer van Jesus, skryf en hy sê, en die skrif is vervul wat sê, en Abraham het God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken, en hy is 'n vriend van God genoem. Vanmôre in my gebed, halleluja die 444, wat 'n vriend het ons in Jesus. Ek wil vra dat u vandag oor hierdie gedagte sal gaan dink en dit bepeins, dat ons 'n vriend het in Christus. Dat hy die voorspraak is by die Vader. Dat ons nie as wese agtergelaat is op hierdie aarde nie, en dat ons in hierdie wandel, al is dit hoe moeilik, al is dit hoe uitdagend, al voel ons dikwels om handdoek in te gooi, om te sê, Here, ek stap die pad saam met u, omdat ek 'n vriend in Christus het. Hy het alreeds die weg gebaan, hy tree vir my in by die Vader, en ook ek kan vanmôre steun daarop, dat ek vriend van God is, deur Christus ons Here, in die krag van die Heilige Gees. Ek wil vir u sê, as 'n mens kyk na Abraham se lewe, dan gee die Hebreërskrywer kosbare getuienis oor sy getrouheid tot die dag van sy dood. Hebreërs 11 vers 8, die geloofshoofstuk in die Bybel sê, deur die geloof uit Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek, wat hy as 'n erfenis sou ontvang, en hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Vers 10, want hy het die stad verwag, wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprigter is. Het Abraham ooit vir hom 'n huis gebou? Toe op aarde was, hy het in die tentwoning gebly. Hy het gewag vir hierdie hemelse heerlikheid, wat dan ook geopenbaar sal word. Vers 13, in die geloof het hulle almal gesterwe sonder om die beloftes te verkry, maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet, en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. Ek wil vanmôre vir jou vra dat die stryd in hierdie lewe nie jou oë sal blind maak vir die heerlikheid wat voor lê nie. As jy vanmôre dink jy gaan sonder stryd die heerlikheid beerwe, dan wil ek vir u sê, is in totaal verkeerde godsdiens. Die Bybel sê ons sal deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan. Abraham het dit beleef. Daar sal baie stryd na ons kant toe kom. Selfs Jesus het 'n Judas gehad wat hom in die rug gesteek het. Ons weet dit, ons lees dit, maar ons dink nooit dit kom na ons kant toe nie. En wanneer dit na ons kant toe kom, is ons baie keer so half vererg en, Here, maar hoekom en waarom en ek hou nie regtig hiervan nie. Ek dink as ons vir onsself 'n pad hemel toe kon kies, wat dit 'n wonderlike glad geteerde pad, daai wat na die Kaap toe gaan. Jy weet mos die foto's wat jy sien, Gauteng, die Kaap. Ons almal sal so 'n pad wou gehad het, met 'n lekker strand en 'n see, alles goed toegerus, geen probleme, geen uitdagings, geen storms nie. Maar die Here het 'n hele totale ander gedagte, want hy sê, hy moet ons reinig, soos hy die seuns van Levi gereinig het. Hy moet ons in die smeltkroes van verdrukking laat deurgaan om dit wat nie soos Christus lyk nie van ons weg te neem. Wonderlik om te sien dat die Here ook deur die geloof Abraham sy oë al hoe meer weggevat het van hierdie aardse na die hemelse. Abraham was 'n skatryk man. Abraham was 'n man wat baie invloedryk was. Maar Abraham was 'n man wat nooit sy oë afgeneem het van daardie heerlikheid wat vir hom voorberei is nie. Die Here praat in Numeri 32 vers 11. Ek lees vir u waar daar staan, waarlik geen een van die manne wat uit Egipte opgetrek het van 20 jaar oud en daarbo, sal die land sien wat ek aan Abraham, Isak en Jakob het 'n eed beloof het nie, want hulle het nie volhard om my te volg nie, behalwe, is nie vir jy 'n mooi woord nie, behalwe, en nou kom die name, Caleb en Josua die seun van Nun, want hulle het volhard om die Here te volg. Was dit maklik vir Josua en Caleb saam met Moses om die Here te volg? Nee, hulle wou die volk wou hulle stenig, toe hulle gesê het, kom ons nie in hierdie land en besit die land Kanaan, wat oorloop van melk en honing, want die Here sal die vyand aan ons hand gee. Toe wil die mense hulle doodgooi met klippe. Hulle het gevrees vir hulle lewe. Hier staan hulle 2 teen miljoene andere. Maar hulle het volhard om die Here te volg, want hulle het geweet dat die Here getrou is om te doen wat hy sê. Ek lees in Job, na al Job se ervarings en al hierdie dinge wat hy beleef het en wedervaar het, sê die Bybel vir ons, die Here gee self getuienis nou. Luister, dis nie iemand wat dit oor Job skryf nie, die Here gee die getuienis en die Here vra die Satan. Die Here vra hom,
Het jy ag gegee op my knegt Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie, 'n man vroom en opreg, godsvreesend en wat afwyk van die kwaad, en hy volhard nog in sy vroomheid, alhoewel jy my teen hom opgehits het, om hom te vernietig sonder oorsaak. Ek wil nie vra wanneer jy in 'n moeilike situasie kom, sien die vyand agter, wat hierdie vuur aanstook, om jou van die pad te kry. Ons kan net volhard in die krag van die Heilige Gees. Wie van julle het al Pelgrimse Reis na die ewigheid gelees? Gaan lees hom tog weer, en dan sal u die een toneel sien, waar die pelgrim hierdie hopelose situasie sien, en die vyand wat agter staan en stook, en dis wat gebeur in ons lewe, die vyand probeer vir ons sê, is dit 'n God van liefde? Is dit 'n God wat omgee vir jou, as hy al hierdie goed oor jou lewe toelaat? Is dit hoe broers en susters teenoor jou optree, as jy so baie van jouself gee vir die gemeente? Hy's altyd daar om tweespalk en allerhande hartseer te verwek. Wat ons moet doen is om soos Abraham te volhard. En wanneer ons struikel en val, om op te staan. Luister, dis nie skande om op te staan nie. Om te sê ek is jammer en ek stap die pad verder met die Here nie. As een van u dink dat u volmaak is of ek volmaak is, dan is ons besig om 'n verkeerde godsdienst na te volg. Die enigste volmaakte een was Christus. Ons moet nooit sonde in ons lewens akkommodeer nie. Ons moet altyd hand in tand beveg. Maar die kwessie is baie duidelik, baie keer val ons. Baie keer sondig ons. Hoor wat sê die Nuwe Testament oor die gedagte van volharding. Of kom ons lees eens gou vir u van Numeri 14:24, maar my knegt Kaleb, omdat 'n ander gees in hom was, en hy volhard het om my te volg, hom sal ek bring in die land waarin hy gekom het, en sy geslag sal dit in besit neem. Nou kom Galasiërs 5:22. En die Here gebruik 'n ander woord wat eens dieselfde gedagte vir ons wil deurgee. Die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, of volharding, of om aan te hou, of kan ons sê om God te eer ten spyte van die uitdagings wat na ons kant toe kom. Abraham was getrou, hy het volhard tot aan die einde van sy lewe. 1 Korintiërs 4:2 sê, en verder word van die bedienaars vereis dat hulle getrou bevind moet word. En wie is bedienaars van die evangelie? Nie net ek nie. Ek is miskien in 'n meer formele manier besig om die evangelie aan u oor te dra. Maar u is elke dag in die week besig om die evangelie aan iemand mee te deel. Maar ons moet getrou bevind word. 2 Timoteus 4:5-8. Die apostel Paulus sê aan die jongman Timoteus, hy sê, wees jy in alles nugter, ly, verdrukking, doen die werk van die evangelis, vervul jou bediening, want ek word al reeds as 'n drankoffer uitgegiet, en die tyd van my heengaan is naby, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Verder is my weggelê die kroon van geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee, en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning lief gehad het. En ek kan vanmôre uit een mond saamstem, dat ons nie naastenby die verdrukking beleef, wat Paulus beleef het nie. Nie naastenby nie. En tog dikwels is ons ongelukkig, wanneer dit kom by hierdie dinge wat die Here tog oor ons lewe toelaat. En soos hierdie week die artikel wat ek gelees het, waar Dr. John MacArthur gepraat het met een van die predikante in een van die vervolgde lande, en hy sê vir hom, dis seker vir jou moeilik om die Here hier te dien. En sy antwoord was gewees, nee, ek ken my vyande, en ek weet presies wat ek moet doen. Hy sê, julle sit in Amerika, en die kerk in die wêreld het al so een geword. Ek wonder hoe julle staande bly in hierdie baie moeilike tye van kompromie. En so ook in die kerk van die Here Jesus, vriende, moet ons onthou, dat ons nodig het om op God se voorgeskrewe maniere te volhard. Ons kan nie die evangelie afbring na 'n standaard wat ons dink is vir ons aanvaarbaar nie. Ons kan nie die Bybel aanpas nie, ons kan nie die voorskrifte van die Here herskrywe nie. Wat ons moet doen is wat die Here van ons vra, dat ons sal volhard, dat ons sy verskyning sal lief hê,
dat ons die goeie stryd sal stry en die wedloop sal voleindig. Die laaste versie van vanmôre is hierdie baie mooi woorde van Matteus 25 vers 23. Die Heer reken af met sy diensknegte en hy sê vir die dienskneg, mooi so, goeie en getroue dienskneg. Oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel, gaan in die vreugde van jou Heer. Nou vriende, wat dit beteken kan ek nie presies vir u sê in die sin, dat ek het al uit die mond van die Here gehoor het nie, maar ek het tog so iets daarvan gesien in die alledaagse lewe. Ek speel van tyd tot tyd saam met Calvin en sy vriende golf. Nou Calvin is 16, en dan van die ouetjies saam met hom is 15 of 17 of 18, en daar is so een ouetjie in die golfgroep wat net so groot is. Hy is net so groot. Ook miskien bietjie langer. Maar seker nie langer as dit nie. Maar hoorie, watter goeie golfer. Slaan 'n bal mooi, kan mooi chip, kan mooi op die setperk speel, maar hy dink hy's die vrotste speler wat daar is. En nou die dag speel ek en hy saam. En dis Calvin en 'n ander ouetjie, 16 en 19 en ek en die ouetjie. En nou speel hy en elke hou is dit, en ek sê jou, ek is so verbaas. En op 'n stadium toe sê ek vir hom, Tyler, luister, ek dink jy's 'n uitstekende golfer. Ek dink jy kan 'n bal fantasties slaan. En ek en hy wen 4 en 3. Nou vir iemand wat dit nie weet nie, daar was 3 gate oor en ons was 4 op gewees en ek en hy wen Calvin en sy vriend 4 en 3. En ek sê vir hom, Tyler, jy's 'n goeie speler. En net die trots wat ek in hierdie kind sien, die opgewondenheid, dat hierdie oom hom komplimenteer oor sy goeie spel. En ek dink by myself, dis nie naaste by wat ons eendag by die Here gaan hoor nie, maar daar's iets vir my daarin. Of my te sê, my kind volhard. Daar sal loon wees vir jou. Jy gaan uit God se mond hoor, mooi so. Mooi so. Luister, die Here is nie besig om ons heeltyd te belaai met skuldgevoel en te belaai met hierdie laste van die lewe nie. Dis die vyand se werk. Ons is daar om in die blydskap van die Here te leef, oë gefestig op die Here, maar hard te werk, ons liggame te kastei, dit diensbaar te maak aan die Here, sodat ons heilig en sonder gebrek voor hom kan wees. Maar luister, daar gaan 'n mooi so wees. Daar gaan 'n mooi so wees aan die einde van jou en my lewe. Vanmôre dink jy's miskien, ek wil die Engels tog gebruik, dit sê dit vir my so mooi. Vanmôre dink jy miskien jy's 'n useless kind van die Here. Ek beteken niks vir die koninkryk nie. Wil ek vanmôre vir jou sê, kom leer uit Abraham se lewe. Daar was tye dat hy ook so gevoel het. Maar ons lewe nie deur gevoel nie, ons lewe deur geloof. Vanmôre is ons anker Christus, nie onsself nie. Ons anker is nie ons goeie werke nie, maar Christus, wat 'n goeie werk in ons begin het. Ons wag vir hierdie mooi so, goeie en getroue dienskneg. In die interimtyd bely ons. In die interimtyd weerstaan ons die duiwel. In die interimtyd leef ons 'n lewe van heiligheid. In die interimtyd is ons besig om die goeie stryd te stry, die wedloop te voleindig en die geloof te bou. As u wil weet wat Abraham se ervaring was in sy geestelike lewe, dit was dieselfde as Paulus se ervaring in Romeine 7 en Romeine 8, of 6 en 7 en 8. Hierdie stryd wat ons daagliks beleef, vir u huiswerk kan u dit gaan lees. Daar die elke dag se stryd. Maar die oorwinning is seker in Christus. En daarom eer ons die Here vanmôre vir die voorbeeld van Abraham. Dit wat hy verkeerd gedoen het, dit wat hy reg gedoen het. Ons het vanmôre gekyk na die gedagte, dat sy getuienis spreek baie duidelik, dat jy net deur die geloof geregverdig kan word. My vraag vanmôre is, kan jy getuig dat jy deur die geloof geregverdig is in Christus? Kan ander getuig van jou lewe, dat jy nuut gemaak is? Jy praat nie meer dieselfde nie, jy doen nie meer dieselfde nie, jou aptyd het verander, daar is 'n liefde vir God, daar is 'n liefde vir Christus, en daar is 'n begeerte om 'n getuie vir hom te wees. Ek vra vir jou, is jy getrou aan die Here? As jy miskien geval het, as jy vanmôre miskien daar in jou stoel sit en sê, Here, u weet ek is nie getrou nie, dan pleit ek by jou dat jy vanmôre sal buig, vergifnis sal vra, jy opnuut sal toewy aan die Here. Want luister, die goeie werk wat die Here begin het, sal hy voleindig.
Vriende, kom ons leer uit hierdie twee mense, Sarai en Abraham se lewe, hoe ons God kan verheerlik. En vriende, ook so dat ons 'n getuienis kan nalaat, 'n nalatenskap kan nalaat, waar ander mense kan getuig en na my dood kan sê, waarlik daardie man, daardie vrou, het met God gewandel. Mag die Here vir ons genade gee, dis nie maklik nie, dis 'n groot uitdaging, veral as sondaars sukkel ons met al die dinge wat oor ons pad kom, maar mag ons in die groot genade van die Here elke dag volhard, in die krag van die Gees, tot ons die Here in sy heerlikheid sal sien soos hy is. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir Abraham se lewe en dat ons moed kan skep wanneer ons na sy lewe kyk. Hy was nie volmaak nie, so ook nie ons nie. Hy het op u gesteun, Here, so ook ons. Hy het deur u krag volhard en ons kan ook daarop reken. Pleit ek en vra ek, Here, dat u vir ons genade sal gee om in die môre as ons opstaan te besef ons behoort aan u, dat ons die wonderlike genade voorreg sal verstaan dat ons vriend van God genoem word, dat u, Here, ons voor die grondlegging van die wêreld lief gehad het, en u liefde oor ons uitgestort het in u seun, en dat u vir ons gekoop het, met die kosbare bloed van die lam, en vir ons geestelike lewe kom bring het, sodat ons dan ook in die krag van u Gees kan wandel. Ons verstaan nie al hierdie wonderlike en groot genadegawes wat u tot ons geskenk het nie, maar ons vra, Here, dat u ons sal herinner daaraan, en dat ons deur die geloof sal volhard, tot ons u in u heerlikheid sal sien. Mag ons 'n getuie wees in hierdie vakansietydperk, of ons nou by die huis gaan wees, in ons buurt, in ons omgewing, by ons familie, vriende, by 'n vakansieoord, waar ook al. Mag ons 'n lewende getuie vir u wees, sodat ons Vader ander na Jesus sal trek. Ons bid hierdie dinge in u naam, en ons bid dit met soveel danksegginge. Amen. Ons gaan hierdie pragtige lied saam sing. Ek het hom gekies om hier af te sluit, juis omdat dit gaan oor die eer van die Here. Abraham, Paulus, Petrus, u en ek. Ons lewe tot eer van die Here. Kom ons sing. We will glorify the King of Kings. We will glorify the Lamb. We will glorify the Lord of Lords. For he is the great I am. Kom ons staan, dan sing ons hierdie pragtige lied saam. We will glorify the King of Kings. We will glorify the Lamb. We will glorify the Lord of Lords, for he is the great I am. He is Lord of heaven, Lord of earth. He is Lord of all who live. He is Lord of all the universe. All praise to him we give. Hallelujah to the King of Kings. Hallelujah to the Lamb. Hallelujah to the Lord of Lords, for he is the great I am. Lord Jehovah reigns in majesty. We will bow before his throne. We will worship him in righteousness. We will worship him alone. Vriende, net langs aan in die kombuis is daar lekker warm koffie en 'n koekie wat u kan eet. Moet asseblief nie te haastig wees nie. Dit reën. Wees versigtig as u loop op die stoepe. Ons bid dat die Here vir u ryklik sal seën. Sien mekaar donderdagoggend as die Here ons spaar. En ons bid dat die Here ons harte ook sal voorberei vir ons Kersboodskap. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader, die troopsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees bly met ons elkeen. Herinner ons aan die lewe van Sarai en Abraham, en leer ons, Here, om getrou te wandel en getrou te wees tot die dag dat ons u in u heerlikheid sal sien soos u is. Amen.